Tot ek getroud is met die handsome ouetjie. Vir jare nadat ek nog met 2 seentjies gehad het, uit 'n vorige huwelik. Ja nee, ek is Philip Botha, ek is gebore in Duiselsdorp. Ek het hier paar kaarte geskiet en al die klomp. Ons het gekonnekt deur die Heilige Gees. Toe sê my ma vir dat jy is die een vir wie ek voorgebid het. Ek het altyd gesê dat ek soek 'n vrou wat weet hoe sy moet weet hoe om te loop op 'n hoë hakskoen. Vandag sit ek vandag met die vrou van my drome. Van ja, ons 11 jaar. As dit nie vir my vrou was nie, sou ons vandag geskei het. En onthou baie keer raak ons biddeloos. Ons het 'n babatjie verloor. Ons sal nooit skei nie. Gebed help hier in die huis. Daar in die huis lê dan huil ek ook. Jy kan niemand vertrou nie. 'n Mens toestemming vra vir jou partner vir besluite wat ons maak. Deesdae se huwelike is die vrou. Yes, Die het of dit. course. Sê vir my, let me give die man in die huis wees. Dit is verskriklik lief vir jou. Ek sê vir myself altyd dat, soos ek voorheen ook gesê het, is dat jy vul my man. Goeiemôre vriende en familie. Of wat goed met julle? Welkom by The Couples Retreat, episode 5 met Deva en Masi. En vandag het ons die Samas hierso. Nee, Samas. Die Botas. Botas nou, hoe staan die Samas op jou Good Samaritans. Oh, Dis die NPO. Philip Sama en nou is dit Philip Botha. As ek PRBQ is die besigheid se naam en Ja, dan Good Samaritans. as die non-profit organisation se naam. Yes, okay. So julle van is Botha. Ons is Botas. Okay. Jammer. Die Botas. Ons die Botas hierso. Sien, dis hoe as 'n mens jou kommunikasie metodes moet jy jou naam en jou van, maar ek is net so skuldig want ek sit Masi op my WhatsApp. En nou weet ek gedink Samas, maar ek skryf nog en Philip sê ek vir my nie, want ek stuur vir my die questions aan en daar staan episode 5 met die Samas. So julle. Kwai van. Ons die Botas hierso. En welkom by die Couples Retreat. En dit is vir ons 'n honor en ek wil ook dankie sê dat julle spasie kom beskikbaar stel het sodat ons hier kan 'n bietjie relax en 'n bietjie conversation te kan hê. Ek sê altyd dit is die platform waar ons die uncomfortable questions of conversations comfortable maak. Ek wil dit generalize en disclaimer, ek val niemand aan nie. Ons is geneig om nie daai conversations te hê in ons huwelik. Wat eintlik snaaks is, huwelik is eintlik 'n ding wat jy jouself moet wees en jy moet openly discussions hê met jou partner. So ek weet nie hoekom ons bang is nie en hopelik deur hierdie platform gaan dit vir ons daar buite kan uitsit dat dit is maklik man, dit is nie so 'n difficult saak om ons huwelike so difficult te maak en so met hy difficultheid sit ons hy swaar gewig op ons skouers. So julle, without further ado, ons het die Botas hierso, Philip en Renay, en wie is wie? Waar bly julle? Hoe ken ons vir julle? Waar is julle besig? Kom, net so 1 minuut, Renay, ek weet jy van baie praat. 1 minuut, wie is julle? En hoe lank ken julle mekaar en hoe lank is julle getroud? Ons vat dit so. Ja. Okay, sorry nou, ons sê die man is die ou in die huis. Ja. Ladies first, kap dit aan. Renay? Okay, ek is Renay Botha. Ja. Was Januarie tot ek getroud is met die handsome ouetjie. Ek is gebore hier in Jamestown, maar op 'n plaas. Okay. Destyds was dit Elfin Estate. So ek het die skool gegaan, Weber Primary begin. Toe trek ons in Vallei toe kom ek weer terug, staan in Zighai, ek het daar klaar gemaak. College toe gegaan, Academy of Learning en jong, ek het gewerk, voor ek my werk by die munisipaliteit gekry het ek plaas gewerk, ek het waitresswerk gedoen. So ek het nie onmiddellik in my roeping ingestap wat ek nou vandag doen nie. Ja. En later jare nadat ek nou met 2 seentjies gehad het uit 'n vorige huwelik, verhouding, huwelikie, toe ontmoet ek vir Philip. Okay. En dit was by die AGS kerk, waar hy vir my nou vir die eerste keer gesien het. Okay. Maar ek het glad nie belang gestel, ek was fokus mos nog tyd. So ja, dis maar wie ek is. Ja nee, ek is Philip Botha, ek is gebore in Duiselsdorp. 'n Baie klein dorpie buitekant Oudtshoorn. Yes. 24 km. Ja. Buitekant Oudtshoorn. So ek het letterlik net 5 jaar daar gebly.
En van daar af het ons getrek na 'n klein plaasie toe, Herald, baie na aan George. Ja. Daar het ek gebly 3 jaar. En van daai tyd af het ons getrek Stellenbosch toe, eintlik gekom om vakansie te kom hou by my auntie by die breinpletse. En tot en met daar het alles begin. My skooljaar het daar begin, ek het daar verstand kom kry, ek het daar kom leer. Ek het my karakter kom vind, wat dit is om mens te wees. Maar wanneer jy in 'n plek inkom, in 'n ander environment waar jy kan sê, hier is mense besig met verskillende goedjies waaraan jy nie gewoond is nie. Het ek myself gesê, nou moet ek gefokus bly. En ek is hier net vir een doel, en dit is om 'n verskil te maak. So ek het daar kom bly en dinge was die mekaar, gangsters, dwelms en goedjies, maar ek was gefokus. Ek het geweet wat ek wil hê uit die lewe. Ek het my skoolloopbaan aangegaan by Rittenbos, gehou van sport tot vandag toe. En by Kloeterswil Hoërskool het ek klaar gemaak. En toe het ek vir Renay January, maar ons het nie mekaar gebou nie. Ek het nie vir kaarte geskiet en al die klompie. En ons het geconnect deur die Heilige Gees. Dis wanneer het ons totaal en al net connect. Mense het die Duits opgeset. Dat het niks gebeur van enige iets. So ons het net connect. Toe sy instap, my maat gebly, ons gebly in die pastorie aan die Hodestraat heel bo. Toe sy in, toe kan voorstel aan my ma. Toe sê my ma vir dat jy is die een vir wie ek voorgebid het. So ek het altyd gesê dat ek soek 'n vrou wat weet hoe sy moet weet hoe om te loop op 'n hoë hakskoen. So ek soek 'n mooi bottelbene. Dan moet sy vir my vet kan bak. Sy moet kan kos maak. So ek het vir God gesê wat ek soek in 'n vrou. En God het dit vir my gegee. Anna. Nice man. Vandag sit ek vandag met die vrou van my drome. Julle, dit is iets uit 'n boek uit man. Toe hy dit uit eenheid gesit is en toe jou ma manifest. It is just something amazing hoe die Vader werk. En as ons die Bybel leer ons dat ons tot op die punt man, tot op die T, en het gesê bottelbene en dit is kook en almal daai het gevra en het dit gekry. En dis daar uitgesit. As ons vra sal ons kry. Julle weer eens welkom. Julle is nou hoe lank getroud? 10 jaar. 10 jaar, van jou is 11 jaar. 11 jaar. 11 jaar getroud. Julle, hoe lank het julle voor julle getroud mekaar geken? Net 'n jaar. Nog 'n jaar. Nog 'n jaar. Trouwens. Ons het Februarie ontmoet. Van die 1 jaar. En die next jaar Oktober te trou was. Philip, ek wil sommer met die deur in die huis inval. Jy het gesê met dis 2 seentjies voor huwelik. Hoe was daai experience vir jou? Ek het toe met verskillende mense geconnect wat kinders het in 'n huwelik sit, maar dit sê hulle eie kinders het. Ek het baie van die mense het my gesê dit is moeilik. Dit is taaf. Baie van die manne het my gewaarsku om te sê as ek sê gaan ek hier in nie. Baie het gesê dat as hy ingaan kyk uit vir dit en dit. Maar ek het gesê Here, omdat ek lief is vir die vrou, gaan ek hier in. En ek moet nou gewoon raak aan die proses want dit gaan nie vir my oor haar kinders dit gaan oor die persoon vir wie ek lief het. So maar die einde van die dag is gaan haar kinders vir my leer ken. En ons het mekaar gevind. Dit was nie moeilik nie, maar ook nie maklik nie, maar dit was nie moeite werd. Om kinders groot te maak wat joune is. Brada. Sê maar. Jy moet die realiteit in die gesig staan. Want jy moet nou kinders opvoed wat die joune is. So daar's baie tye wat hulle baie ongehoorsaam was. Daar's tye wat as dit vir my vrou was, sou ons vandag geskei het. Ons kon geskei as gevolg van mense wat ingemeng het by te kan huwelik. As dit 'n familie is of vreemdelinge is, maar omdat God 'n goue ketting rondom ons huwelik gesit het, wat geen mens kan verskeer nie. En dit is wat ons huwelik gehou het. Want die duiwel het die kinders ook gebruik om ons huwelik met mekaar, maar dit het nie gewerk nie.
So dit kos 'n man. Ah. Baie mans kan kinders maak. Aha. Selfs 'n man wat 'n vrou geword het kan 'n kind maak. Yes. Maar dit kos 'n man met wat verantwoordelikheid kan vat Yes. om 'n gesin te dra. Ja. So dit was nie maklik nie, maar dit was 'n moeite werd. Sure. En sy is mos gestuur deur God anyway. So. So, That's Dis it. om God Of alles moontlik course. gemaak het. Jy noem iets baie profound en ek vra verskoning as ek bietjie wonde oopkrap. David en ek wil ook vir jou vra wat hy praat nou van mense wat ingemeng het. Is dit iets goed of iets sleg as mense inmeng? In jou huwelik en hulle wil hulle opinie lig, hulle wil sê jy moet dit doen, jy moet daai doen. Ja, ek sal nie sê sleg nie, maar soms het jy net iemand anders se opinie nodig, maar dit wil nie sê jy gaan dit gebruik nie. Maar soms moet jy net iemand anders se point of view kyk. Dan gaan jy dit mos nou self vat, ek probeer dit gou, maar dit wil nie sê jy gaan dit gebruik nie. Maar soms moet jy net na iemand anders. Verstaan jy? Dit gaan ook nie is dat jy permanent heeltyd na mense toe moet gaan nie, want dis hoekom God vir ons een gemaak het. En dis hoekom God eintlik die persoon is wat jy eers na toe moet gaan. Ja. Anyways, laat ons daar begin. Maar ek bedoel soms kere kan dit ook te veel raak. Yes. Waar jy na iemand wil uitreik. Maar ons moet ook so versigtig is, dit moet ook 'n enige persoon wees. Ja. Reeds omdat 'n mens niemand kan vertrou. Ja. Maar jy dink jy kan iemand vertrou met 'n secret, dan lê dit Ja. oral. So die myn ding is eintlik om eers na God toe te gaan. En wanneer jy regtig meer dink ek ook met God se hulp om na iemand toe te ry. So ek gaan nie yes wat jy vertrou. So ek gaan nie sê nee. Ek sal sê ja en nee, maar God moet eintlik eers is om vir jou te sê gaan of moenie gaan nie. Renay, ons het nou vervullig gevra oor hoe hy gedeel met dit. Hoe deel jy wanneer as die kinders dan is hulle pa, hulle neem hulle pa lewe nog? Ja. Hoe is daai dynamics van dit is ook nie maklik vir jou nie. Ek bedoel vir hy het jou nodig. Jou kinders het jou nodig. Is daar 'n skeiding of is daai verhouding nice tussen julle en die kinders saam dat julle daai ding laat werk? Okay, Marshall, vir my Yes. was dit nie moeilik nie. Okay. Ek verstaan die orde van God. En dit het bygedra tot hoe ek vir Philip 'n vrou kan wees. Ek het verstaan dat dit is Jesus, die kerk, en dan sê die Bybel net soos hy die hoof van die kerk is die man die hoof van die vrou. Yes. En die Yes. huishouding. Ja. So hy het dieselfde autoriteit wat Jesus Christus het. En dit het my kyk ons het moeilike tye deurgemaak Okay. met my kinders waar ek as 'n ma wat hulle gebaar het, ons is sensitief oor ons kinders. Maar ek het gekom tot hy punt van verstaan die orde van die Here en versteur dit nie. Dan sal dit met my goed gaan. Ja. En jong ek was gehospitaliseer, dit het woes gegaan. Maar daai een ding het my gefokus hou. Ek dink ek en Philip sou al geskei het, so jy gesê as dit gekom het dat ek kies reg, my kinders is reg, ek kan vir hulle of hulle reg of verkeerd is. Ek moes die orde van God verstaan. Ja. En dit is hoekom ons nog hier is. En dit is wat ons vir my kinders ook leer. Dit is die orde van God. Hy's ongelukkig die hoof. Hy's aangestel oor ons. Ek is maar net sy helper. Ja, ja. En ek dink dit is wat vir ons gehou het en wat ons nou nog hou toe tot hier is. Ja, hulle pa is nie so betrokke in hulle lewe nie. Maar die familie se inmenging, verstaan jy? Het 'n baie groot effek gehad. Okay. Op hoe hulle dink en hoe hulle besluite gaan maak. Maar ek het vir hulle gebring tot daai opsig van verstaan wie God is en verstaan dan wie Philip is. Nice. En dit is hoekom ons weer nog hier is. Lekker. Ek dink ons sou al uitmekaar, die huishouding sal uitmekaar het geval het. Maar as jy die orde van God verstaan, dan kan niks dit shake. Nice man. Kyk hierso, daai julle mense baie van dat julle huwelik kan was op rotse, as ek dit so mag sê. Kom ons wees honest, né? En ek hou van real wees. Wanneer mense huwelik op die rotse is of wanneer dinge swaar gaan. Julle mense baie van God en hoe hy die ding in stand gehou het. Hoekom het hy dit dan toegelaat? Yes. Ek vra dit nou vir julle. Hoekom het hy dit toegelaat dat hierdie huwelik op die rotse is? Want die rede hoekom ek die vraag vra.
van ons ken dalk die antwoord, maar hier's mense wat na die video gaan kyk. Yes. En dan gaan hulle sê, ja, maar julle praat van God, maar hy tye wat dit so donker geraak. Yes. Was hy questions nie daar. Ons moet nie vir ons skyn heilig hou en vergeet van hy tye wat dit so difficult te gaan het en ons wil nie vir die mense bang maak. Nee? Om te sê dat o jene dit gaan so en so, maar julle sit dan nou nog hier. So, maar het hy questions gekom van God en hoe het julle deur hy storie geweer? Want ek bedoel dis kopskuur en is taafheid. Ja. Want ek bedoel om 'n huwelik sommer net so. Ja. Ja, die ding Marshall, ons het deur Rowe See gegaan. Rowe See water. Ja. Ek sou nie soos nog op die rotse nie. Maar ons het nie baie verskil van mekaar. Okay, nice. En omdat ons besluit het dat die Here is die middelpunt van die huwelik en hy is die fondasie. Ja. Moet ons versigtig wees hoe ons opbou. Ons moet versigtig wees hoe ons opbou want jy gaan verantwoording doen. Maar ons het ook verstaan dat elke ding wat jy deurgaan is 'n toets. En jy moet ook besef dat keuses wat jy maak bring vir jou by die punt van goed wat gebeur. Dis hoekom vir ons is dit nie moeilik om daaroor te praat. En ons sal nooit sê dat Here, waar was U dan in my donkerheid? Ons aanvaar die Here dan meer in daai tyd. En ek dink daai is ook om jou op jou knieë te hou. Want onthou baie keer raak ons biddeloos. Ek praat nou self van myself. Ja. Toe ek vir Philip ontmoet in die kerk, Philip is intercessor. So Philip is 'n bidder. Ek is glad nie 'n bidder nie. Ek is 'n worshiper. Okay. So ek verstaan ook that when you worship, you step into the presence of God. En ek is 'n worshiper, ek worship meer en hy bid meer. Okay, nice. Maar omdat dit so is, vul ons mekaar. Want hy kan bid en ek worship en dit bring die twee by mekaar. Nice. So ek dink dit vir ons deur hy stormsee gevat en iewers het ons gesien maar daar so 'n baken van lig. En ons het ek dink ek het my oë gefokus. Ek het vir die Here gesê, Here, hoekom moet ek deur hierdie ding gaan? Yes. Net soos Jesus gevra het. Maar ek het ook vir die Here gesê, Vader, as dit is om vir my sterker te maak, laat ek maar nou daai deur gaan. Okay. Ek verstaan ek moet die deur gaan. Maar dit is ook nie lekker nie. Dis pyn, dis seer kry. Jy gaan deur 'n smeltkroes, jy's in die oond gegooi en weer uitgeruk. Maar soos ek vir jou sê, Marshall, ek en Philip, daar's een geheim wat ons met almal deel. Ons hoef nie se geheim te hou nie. Geloof. Geloof het vir ons is wat ons is. En ek dink elke dag wat ons aanpak, sal altyd hoor die huis wat hier staan is op geloof. Nice. Ons het 'n babatjie verloor. Okay. En ek het vir die Here gequestion daaroor. Ek het gevra, Here, U dan het iemand profesie oor die kind. Sure. Nou vat U dan die kind weg. Ja. En ek leer hy nag en die Here sê vir my, kyk na my knegt Job. En hy pyn en hy hartseer en hy verbyt is onmiddellik weg. Want ek het verstaan die volle konteks. Yes. Waar hy sê, kyk na my knegt Job. Sure. En ek sê, Here, ek het nog nooit vir U so duidelik gehoor. As in daai tyd, die Marshall is op jou seerste. Sy gaan die Here, hoekom vat jy die kind? Ja. Ons het dan nou so gebid vir die kind en ek was so bang dat ek nooit weer kinders sal kan kry nie. Maar die Here sê kyk na my knegt Job. Sure. Philip, okay. Maar ek wil dit byvoeg is dat as jou ouers 'n fondasie gelê het van hulle bly by mekaar ongeag maak die saak wat is. Al het hulle nie 'n verhouding met die Here nie. Maar hulle glo in die konsep dat wat God bygevoeg het, sal God alleenlik weghaal. Maak die saak, die woord van die Here sê, jy mag slegs skei op oorredering. Op grond van oorredering. En dan mag jy nie weer trou nie. Want jou partner lewe nog. Yes, ek hoor jou. So daai goddelike fondasies is gelê. Ek en my vrou maak nie saak wat ons deurgaan nie. Ons sal nooit skei nie. Want dis wat God bygevoeg het. Mense het nie vir ons by mekaar gebring. Yes. So daai is ons anker. Die fondasie wat ons ouers gehad het Die voorbeeld wat hulle gestel het. Sure. Philip, Renay, vat ons nou deur hierdie proses van, was dit julle eerste? Bra, jy's 'n pa, ons is baie trots, ons sien uit na 'n kind. En hier kry jy die nuus. Ek bedoel, wat gaan hier kom? Hoe het jy gedeel met dit, bro? Ja, kyk, ek sit daar en ek dink toe dat in my jonkheid het ek mos was ook maar rowwe ouetjie. Het ek mos gehou van meisies en so aan. Ja. Nou dink ek kon mos daai tyd al
'n kind gemaak het. Mm. En maar ek het altyd gesê dat ek wil nie 'n kind maak buitekant die huwelik. En ek wil my spaar vir binne die huwelik. En nou gebeur die ding. Yes. En ek vra myself af dat ek was bang vir die eerste keer met die kind maak van my vrou. Want my broer se eerste gebore is dood. My ma se eerste gebore is dood wat ek nooit geweet het nie, wat my ma gedeel het met my vrou. My neef se eerste gebore is dood. So baie lede in die familie se eerste gebore is dood. En ek was bang dat hy vloek kan my tref. Ja. En omdat ek bang was, het hy vloek my getref. En my kind is toe dood. En nie sit ek is kwaad vir God. Ek is moeilik. Ja. En ek sê dan, Here, ek is op my knieë, ek dien U. As die man is met Joel, dan is ek binne in die kerk. Ja. Ek bid, ek is getrou aan U. Yes. So waar hak dit dan nou? En ek kry toe 'n droom waar ek stap met die kind. En dis 'n meisiekind en sy het presies soos my ma gelyk het. En daar kry hy rustigheid en hy kalmte. En dit was 'n meisiekind, jy het 'n voorreg nog om te geloop het met haar. En ek sê okay, Here, dis genoeg vir my. En ek kry VIP's in my hart om te kan sê, nou beweeg ek vorentoe. Ek hou nie van die verlede nie. Ja. Want ek is iemand wat doelgerig is vorentoe. Nice. Dit is verby. Ek vergeet daarvan en ek beweeg aan. Maar dit was seer as 'n man. Baie seer. Tot vandag toe wou ek baie graag 2 kinders van my eie gehad het. Okay. Maar ek het net 1. Yes. So daar's baie goedjies wat jy vra wat nie voldoen is nie. Aha. Yes. So wys my 'n perfekte mens wat sê het alles in die lewe. Sure, bro. Niemand nie. Ja. Julle ek gaan terugkom na daai toe dat julle mense van gebed. Hy is die bidder, hy is die worship. Yes. Werk daai ding. Ek gaan vir jou vra David en werk daai ding dat a family that prays together stays together. Werk daai ding David. Definitief. En dis hoekom ons elke jaar of ja, ek sal sê elke jaar. En ons glo dat ons elke jaar beter moet doen as die vorige jaar. Ja. En especially as jy met deur situasies gaan, dan kan jy dit ook beter hanteer. Yes. Reeds omdat jy in jou gebed meer tyd gespandeer het, in die Bybel meer spandeer het, meer tyd aan God spandeer het, want as jy dit net lek, dan wat kan sy sê in die volgende jaar, wat het sy geleer uit, as sy weet, dit was presies dieselfde nog soos 2022, 2021. So jy moet ook vir jouself sê, as kind van die Here, wat wil ek doen vir die jaar, vir die werk van die Here. Dat is eintlik ons eerste ding, want mense is mos geneig om ek het glad nie 'n probleem met missie en visie en al daai goed, maar if it's not God first, as hy nie op my lysie eerste is, dan te vergeefs los maar alles. So dit is wat ek vir myself sê, en spesifiek vir jou huwelik ook. Wat het jy nou deurgemaak die vorige jaar, wat julle as man en vrou deurgegaan het, en wat kan julle beter doen die jaar, en dit is wat jy elke jaar vir jouself moet sê, wat kan jy beter doen? En as iemand vir my iets anders sê, dit is gebed, en nogmals gebed. So sy kan nie so net nie. Sy kan nie. En julle, wat is julle opinie van saam bid en dat die fondasie maak, soos jy ook gepraat het van die fondasie met Jesus is, so een van die stapelpenne is gebed. En werk het vir julle, of beweeg julle, want ek bedoel van die goed wat gebeur het, soms kan dit 'n mens, soos jy ook gesê het, either push you away, and it push you away from the fundamentals of praying or reading the Bible of worshiping and praising. Glo julle nog steeds aan gebed? Veral saam. Ja. Ek dink 'n mens moet baie akkuraat wees wanneer jy bid. En jy moet vir die Here presies sê in detail wat jy soek. Yes. Toe ons gebly het in Kreefgat die Onna, wat hulle nou 'n nuwe estate bou. So daar was skrif gehad. Hy was Kreefgat. Okay. En toe het ek getrek van die breinfletse af. Toe gaan bly daar aan Kreefgat. Ja? By my vrou. So jy kom half uit
uit 'n gemak en 'n ongemak. En ek is nie skaam om dit te sê nie. Want daar ons het gelewe, daar was die krag nie. Jy moes gelewe van 'n generator af. Okay. En jy moet elke dag skool toe geloop het om vir jou iets te gaan koop. Yes. Braaipakkie of wat ook al om te gaan eet, want ons het met gasstowwe. Ja. En met daai wanneer my vrou wil slaap man, dan staan ek op in die nag. Ja? Ek praat van 2, 3, dan slaap die mense. Dan bid ek. Sjoe. Ek het gesê ek is soos Josef in Egipte. Toe sê ek, Here, in die kreefgat, in die gaatjie wil ek net 3 jaar bly. En ek wil nie langer hier bly nie. So, en ek het gebid. Ja? Ek praat van dag en nag. Sjoe. So ek weet waar lê die geloof van gebed. En om saam. Ja. En letterlik 3 jaar. Toe begin hy plek te brand. Toe sa chaos in hy plek. Die windhuise en die goedes brand af. Ja? Oh, jy blauw klippe. Ja, Yes. So God laat toe dat sekere dinge gebeur. Al is dit net een persoon se gebed Ja. wat omstandighede laat verander. Ja, ja, ja. Want ek het gesê, Here, ek is u gunsgenoot, ek het geland hier. Ja? So 3 jaar. Ek wil nie langer as 3 jaar hier bly. Ja? So mense moet verstaan dat waar ek en my vrou vandag is. Ons weet wat dit is om met 'n reis te gaan slaap. Waar daar net die peppers En eie. en eie. Ja? Ons ken wat dit is om niks te hê nie. Ons weet wat dit is om vanaand wanneer jy 'n kool maak na Christene en sê hulle kan nie help nie. Ja, my Yes. bro. En weet julle wie was die mense wat vir my wat vir ons huisgesin gedra het in die tyd van toe niks was nie? Ongelowiges. Ja! As ek 'n persoon se naam moet noem, dan sal ek sê Angus, hy was een van die manne. Angus wat aan ek staan. Ja, ja, ja. Die RMP. Sjoe. Ek kan ons verhouding, hy was een van die manne wat vir my gedra het. Ja, ja. Ek en my vrou moeilike tye. Sjoe. Aan neef. Dis manne wat se verhoudings het met die Here nie. Wat vir ons gedra het. Jy maak phone calls na gelowiges. Ja. Vir wie jy daarvoor was. Die mense is nie daar vir jou nie. Sjoe, bro. En dis wat gebed maak. Dan God wys God vir jou. Ek stuur mense in wie jy dit die minste kan verwag. Dis geloof. So nou sit ons voor by 'n tafel waar God voorberei het. Ja. En die vyande kyk nou toe. En die vyande vra nou vir hulle self af, wat het die mense gedoen om dit te verdien? Yes, yes, yes. Het hulle verkeerd gedoen, ja. Nee, maar wat het hulle reg Doen gedoen om het, ja, ja. om dit nou te verdien? Ja. Want hier sit ons nou tussen die mense het geld, die mense moes nooit gepleeg het. Ai. Maar dit is wat gebed doen. Ons gebed. Die mense het klomp karre. Dit is wat gebed doen. As hulle inkom sê hulle, Here, die mense se huis loop lyk soos 'n boerehuis. Maar dit is wat gebed doen. So die mense verstaan nie wat was so opoffering wat jy gesacrifice het van Sambat. Sjoe. Ja. En dis 'n uitbetaling wat jy kry. Yes. En ek dink Marshall, nee, mense kan maklik ook gou sien wanneer jy dit net let. Jy sien dit in jou huishouding. Jy sien dit by jou werk. Jy sien dit onmiddellik raak en jy besef, omdat die jare se saam met jou mos nou lekker slim en sterk en krag man. Yes, yes. Maar nou die oomblik wanneer jy dit net let, dan sien jy dit onmiddellik raak. Sure. En ek dink 'n mens moet weet tot op hy punt kom. Even though ek 'n worshipper is. En jy moet dit meer weer gereeld doen. En wat ons as Christene nie meer doen nie is hy is siekies. Ja. Want ek kom met die ou Pinkster. Ja, ja. Hy wat is bid, huisdienste, is bidure. Die kerk begin 8 tot 3 uur, jy's moeg. Maar ek bedoel, daar was 'n fondasie gelê en omdat daai ding daar vir jou gesit het, sal jy nie sommer van afwyk nie. En dis hoe ons kinders moet leer. Saam bid en ek dink een keer kom my kind, hy raak siek en depressie, hy word met depressie gediagnoseer en hy sê, bid net vir my. En ek bedoel, wat 'n kind gaan nou vir jou sê, bid net vir my, omdat hy weet wat 'n fondasie was. En dis wat hulle sien.
Okay, gebed help hier en die huis, so gebed gaan vir my help. Hulle gaan nie afwyk van dit nie. Yes. En ek dink dit is ook maar die krag van saambid. Jy gaan maklik sien wanneer jy dit nalatig is. Yes. En jy kan sien, hier's daai ding. Ja. Dis wat die krag van saambid Sure. doen. Dan ek wil vir jou weer 'n vraag vra rakende prese van die buitelewe. Philip het dit gemens en was jy dit getroud gewees wat jy ondergebly by Kreefkyk? Ja. Jy bly in 'n plek wat nie krag het nie en is taaf man. Ja. 'n Wendays wat jy inbly. Jy sien nie jou huwelik of jy's 'n vrou sien nie huwelik. Jou chommies by die werk is uitgesort dalk, hulle het huise. Het jy daai presse gevoel hoe? Absoluut. En hoe het jy gedeel met Die ding- daai stemmetjies wat Ja. Kyk, ek weet al vir 21 jaar in daai plek gebly. Ja. Ek het daar gebly vir 21 jaar en toe ontmoet ek vir Philip en jy voel skaam. Die eerste keer toe ek nog vir hom daarna toe moet bring, toe ons nou uitgaan, toe ek skaam. Sure. Jy bly in haglike omstandighede. Hmm. Daar's nie lopende water reg. Sure. Jy het 'n spoeltoilet, daar's nie krag nie. Nou ek moet vir my aan die pad, ek wil hom nie afbring nie. Jo. Daai shame. Ja. En hy sê toe vir my, dit was vir my wakker ruk. Ons staan by hy sê vir my, weet jy Renée, dit maak nie saak of jy in 'n pandokkie bly nie of in 'n varkhok, ek gee nie regtig om nie. En daai het eintlik 'n lightbulb aangesit. Dit maak nie saak waar jy in bly nie, maar dit gaan nie daaroor nie. Maar ek het dit definitief gevoel by die werk. Ek wou ook die mense na my huis toe laat kom nie. Ja. Hulle bly almal in gebouhuise, hulle het krag, hulle het water, party karre. Ja. Hier vat ek taxi. Ja. Ek bly in 'n pandokkie. Ja, dat ek het definitief dit pres op my gesit tot en met die uitsetting begin het. En Philip was hy besig jong. Hy het gehelp, hy het Franklin Adams, ek moet dit Ja. Hy het ons lekker gehelp en Philip kom uit Kloeterswil. Die mans wat binne Kreefgat daai tyd gebly het eers dit gedoen wat hy gedoen het. Sure. Ek sal vir jou sê 90% van die gevolg wat vir Franklin bygestaan het was vroue en Sure. kinders. En ek weet nie hoekom gebruik die Here altyd die vroue nie. So kom ons het so sterk is. Maar ja, en Philip kom toe daar uit Kloeterswil uit en hy raak betrokke, ons raak betrokke met die mediation. So ons het mediation gehad met die munisipaliteit, die lawyers en ons mense en dit was absolute druk. Jy skaam, Yes. humiliated because jy het jou basic needs nie. Ja. Die grondwet sê Ja. ons Ja. moet dit, Is jou maar reg. menswaardigheid. Jy voel nie mensie Ja. regtig waar. So ek dink ek het die druk gevoel. Ek het maar net die blinkkant bo gehou sien, jy buitekant mos maar nou 'n skans voorgehou en gemodel soos Philip se op die hakkies. Maar wanneer ek daar in die huis lê dan huil ek ook. Dan sê ek ook Here, maar hoekom dan? Ja. Wanneer kom ons dan nou hier uit Egipte, uit hy dorre land waar ons heeltyd 21 jaar dwaal ons daar in die woestyn. En kom ons dan nou by die beloofde land uit en ek dink ons moet maar net geduldig wees en perseverance en gebed. Ja. Dis dit. David, hoe deel jy met die buitelewe se geraas? Want ek bedoel, jy voel sometimes things are not going your way en jy wil dit so hê en dan gebeur dit so hoe wat maak jy man? Ja, die buitelewe se geraas is ek eintlik nog man so gewaarig nie. Want is anyways net me myself en I. Ek het anyways die vriende nie laat ek so maar eers daar. Oor nog so. So as net Marcel en as ek en my ma. So die buitelewe se ding, ek weet onthou in ons tyd spesifiek in ons stilte tyd. Dit is mos waar ons met ons questions na die Here toe gaan. Ja. En dan dink jy, daar's 'n klomp goed, daar is so 'n klomp goed wat jy elke keer na die Bybel toe kan gaan. En vir jouself sê, kyk wat het met die een gebeur. Kyk wat het met daai een gebeur. Wat maak vir jou verskil? Ja. So elke keer moet ek myself na die Bybel toe weer terugvat wanneer ek voel ek is amper tot by die gates. En dan dit is regtig, dit is al ding want dan sê ek vir myself niemand anders gaan my oplig nie. Ek moet dit self doen en ek kan dit slegs doen deur die Here se hulp. Yes. So dit is wat ek vir my elke keer self sê en ek is so bly tot vandag toe dat ek die vriende het.
Regtig waar. Ja. Regtig. Daar is te veel goed, ek kan niemand vertrou nie. Absoluut. Wie almal is nie so Absoluut. nie. Ek weet daar is goeie mense daar buite. Maar om nou iemand, ek voel net sy moet dan al van skooltyd af Ja. wil ek al sê moet sy 'n vriendskap opgebou het. Ja. Nie nou nie. Ja. Maar anyway, soos ek sê, is maar net my opinie. Ons praat nou van hoe ons in met die buite noise deel. Ek wil vir julle vra dat hoe ons as egpaar, soms moet daar besluite geneem word as individueel of as 'n koppel saam. Moet 'n mens toestemming vra vir jou partner vir besluite wat ons maak? Vir 'n beter besigheid. En as soms besluite wat jy moet neem, neem jy dit net of Ja. Kyk, my vrou is glad nie deel van die besigheid. Ja. So wanneer ek besigheidsbesluite maak, want sy het die ervaring in besigheid. Okay, yes. Okay. So ek gaan nie vir haar vra in terme van besigheidsbesluite. Ek gaan nie vir haar vra in terme van as my besigheid iemand moet gaan bless. Okay, yes. Buitekant. Ja. Ek gaan nie vir haar vra nie. Okay. Want my blessing hang nie van haar af nie. As geld moet kom uit die huwelik uit, nou raadpleeg ons mekaar. Wanneer ons iemand moet gaan bless. Maar as sy iemand moet gaan seën van haar geld of wat ook al, is niks met my te doen. Sy hoef my nie te raadpleeg. Dat is net seker goed wat ek voel as jou geheim en God se geheim. Om te maak met jou geld, net wat jy wil, tot voordeel van iemand anders. Want dit het 'n impak op die huwelik. So jy kan slegs 'n persoon raadpleeg wanneer dit uit die huwelik uit moet kom en die huwelik gaan inpak. Ja. Dan ek sien jy stem saam of voel jy soms hy moet vir jou betrek? Ja, partykeer dan kyk ons is vroumense, ons is mos maar 'n ander tipe spesies. Ja. Ons glo daaraan dat daar moet gekommunikeer word. Yes. Ons is mense wat wil praat. 'n Vrou is 'n prater. So ja, partykeer sê voel jy hoekom met die ek gaan 'n voorbeeld maak. Ons staan in die kerk en die man het nie geld nie. Sy besigheid kry swaar. Die man staan op in die kerk. Die man sê maar ek moet nou vir julle bless met 'n R500. Die Here sê ek moet en ek sit daar, ek dink okay. Jy het dan nie eers geld nie. Dit gaan moeilik by ons. Sê Here, hoe maak die man nou so besluit? Ja, maar ek bly stil. Weke het verbygegaan en hy agterna toe vra hy toe nog van my. Moet ek voel ek sê ek was baie kwaad toe ek daar gesit het. Maar toe ek by die huis kom toe besef ek maar dit is die plan van die Here. Hy toets jou reeds om te kyk uit die min uit wat hy hom mee gesien het. Sal jy nog iemand kan bless. So ja, wanneer ek partykeer maak ek besluite. Yes. Wat 'n negatiewe impak kan hê. Maar wat was die reward van die R500? Was er reward? Ons het eendag gesit hier binne in die kombuis en hy sê vir my bid vir my. Want ek voel te neergedruk. Die besigheid doen nie goed nie, daar's ek geld en hy sê bid vir my. En ek gaan na die olie en ek salf vir hom. Yes. En terwyl ek vir hom salf, sien ek sy pa. Terwyl ek besig is om vir hom te salf, sien ek sy pa en die Here sê gaan bid vir sy pa se bene. En net na dit wys die Here vir my 'n parskyp wat oorloop. Sure. En ek sê toe vir hom Philip, ek moet nou gaan, ek moet jou pa die Here wys, ek moet jou pa gaan sy bene gaan salf. Okay. Hy sê gaan salf sy bene en ek vat die olie, toe ek daar kom, toe lyk dit Philip se pa is op sterfte. Ons het nie geweet nie. Sy bene is net so dik opgeswel. Ek salf toe sy bene, ek is gehoorsaam. Salf sy bene en net daarna, Marshall. Philip se pa binne 'n week is die Here hom aangeraak, hy's gesond. Maar die Here seën Philip se besigheid. Sure. Philip maak 'n lening by 'n ou en ek gaan sy naam noem, Rowan Smith. En hy leen die geld vir Philip en Philip sê dis my eerste payment. En sy woorde aan Philip is: omdat jy jou woord gehou het, skryf ek die skuld. Ja. Yes. En toe begin dit net die Here die paar skyp begin toe en Relston sê toe die dag, nee, hy's nog niks. Ek het jy nog gesien het van die paar skyp, so die goed wat nou inkom, dis nog niks. Hy overflow nog eers regtig en ek sê joh, wie jy Relston. As ons maar besig. Maar ek het besef omdat gehoorsaamheid.
Dis hoekom God sê hy ag dit hoor as offerande. Ja. En jou gehoorsaamheid word betaal. Sure. En ek dink Philip is baie blessed. Hy blessed baie keer mense sonder dat ek weet en dis wat gedoen moet word. Maar sorry, maar in 'n week, hoeveel het ek gemaak in 'n week? Jo, Wat ek niks gehad het nie. Was dit R8.000? Was R10.000. R10.000 in 'n week. Toe bless die Here my met R10.000 En hy self in weer 'n week. Jo, Philip. van R500. R500. Ek dink daar was iets soos R800 in sy rekening. Dit was baie min. En ons het daai tyd het ons swaar getrek want ek werk alleen. Ja. Sien hy het mos sy werk gelos by die overwerk. Okay, yes. Toe moes ek alleen gewerk het en toe kom die Here deur en ek dink toe jare nee. Hy sê daar, jy wil nog die Here kom question man. Want die besluit wat hy gemaak het is het homself uit. Ons weet dis Holy Ghost driven en toe sit ek maar nou daar en ek dink, weet jy, nee, dis menslik. Ja, Ek sal ook so Ek was kwaad met jou. Ek het die taxi ferry. Ek kon geen maar ja, maar so baie keer voel ek nee, die man moet nie besluite maak so na my nie. Ja. Maar ek verstaan dat hy sy hoof, hy maak die besluit, ons vul mekaar aan, ek help. Nice. Ek help nie besluite sommer maak nie, want ek luister altyd na die besluit wat hy gemaak het en ons oordink dit. Nice. Ek gee input, maar ek maak nooit 'n besluit vir die huis. Okay. Ja. Yes. David, jy wil rakende besluite? Ja, hulle doen dit mos nou anders. Ja. Want soos ek hoor, neem ek aan julle weet met julle eie geld. Verstaan ek dit reg? Nee, sy besigheid. Nee, ek praat nie. In die huwelik self. Ja, ek bedoel werk hy met sy besigheid se geld en jy met jou geld of combine julle om julle goed te betaal. Ja, ons combine. Ja. Okay, so julle kom met julle budget om mekaar. Yes. Ja. Okay, nie want dit nou net vir my geklink julle. Nee, sy besigheid geld is ongelukkig iets wat hy moet op Okay. rekord hou vir SARS en al daai goed. O, maar julle my kom met julle. my salaris is mos maar nou. Kyk, as net wanneer ek iemand moet gaan bless, Dan vir uit die die besluit. besigheid uit, sal ek hy besluit maak. Maar vir geld wat van die besigheid te huwelik toe moet kom. Ja. Dis kom. Oh no, ek hoor nou. Okay. Nee, ek sal self 'n bietjie vuurwarm gewees en glo my. Ek sal dit by huis gebeur. Maar 'n mens lag nou oor nee, maar soos die tyd aanstap en soos jy dieper met die Here verkeer, besef jy dit is die klein goedjies wat krapperigheid bring. Dit is waar. En op die einde van die dag, want as hy soos ek vroeër gesê het, as hy elke jaar hy selfe krapperigheid bring, dan moet ek aan myself werk. So dan moet ek vir myself sê, wat is my negatiewe punte? En dan daai is ook die ding wat ek elke keer moet aanwerk. En ek weet ek is baie vinnig. En dit is een van die goed wat ek regtig vir die Here gevra het. Help my nie. Want glo my, ek sal dan nie gewag het tot ons by die huis moet kom, dat ek van Masel kan, maar nou kom besef ek, gaan eers na God toe, laat hy jou eers kalm maak, want dit is nou op emosies wat ek dan op die van die dag met hom vas gaan sit. En hierdie klein goedjies regtig was wat 'n mens in regtig is iets wat jy eintlik aan jouself moet werk, voor dit nou warring vir of 'n warring in die huwelik inbring. So. Luister hier so julle. Ons ouers het 'n way van hulle huwelik laat werk, right? Dat het vir hulle gewerk in daai tyd. Yes. Hulle is ook op die fondasie van die strukture en die man is die hoof van die huis. Daar is ook die way van die ou strukture, right? Die eerste se huwelike is die vrou. Yes. Die het dat of course. Alles die man daar. Ja. Right? En as jy open vir dit of voel jy dat vir daai 11 jaar wat julle nou aan mekaar by mekaar is in die huwelik nou, dat hy straks is shabai, julle voel jy om na van weg te beweeg. Ek sal sê ons is baie old school. Maar Alles sê gee 100%, ek gee 100%. Nice. En ons spit nie mekaar uit die huwelik. As ek voel om skole goed te was, gaan ek was. So iemand gaan nie aankom en sê dis 'n moffie nie. Ja. As ek wil uitvee, gaan ek uitvee. Yes. So ek sê altyd die instandhouding, die maintenance binne buite is my verantwoordelikheid. Die safety is my verantwoordelikheid. Yes.
ek is overleef as wat kos maak. Okay. So my vrou moet dit verstaan. Maar ons vul mekaar aan. Nice. So met ander woorde is dat ons gee 100 en ons gaan nie mekaar uitput nie. My vrou gaan nie by die huis sit en ek moet werk nie. Werk nie so nie. So ons kom by mekaar en ons sê dit is hoe ons die huwelik gaan laat werk. Ja. Ons gee 100 en ek doen wat ek moet doen, sy doen wat sy moet doen. Nice. Van my kant af maar so vir ons werken. Nice. Absoluut werken. Want ek is baie oud school, ek is mos maar nou 9 jaar ouer as hy. So ek verstaan die orde en dis wat gaan bly. Maar ek moet ook besef dat society vandag druk party vroumense om die rol te vat. Om die leier in die huis te wees, van die man vervul dit. En dit is ook 'n manier van Satan om die orde van God te versteur. Want hy weet as daar nie orde is nie, dan is dinge nie mekaar. Verstaan jy, ons kom in opstand teen mekaar. So ek verstaan dat hedendagse society druk vroue om 'n hoof in die huis te wees, want die man perform nie. Ek dink nou terug toe ek vir Philip ontmoet, werk hy by die Overwerf en ek werk by die munisipaliteit. So ek het dubbel gepay wat hy gepay het. En hy het amper nooit gehad as ons uitgaan nie. Maar wat ek dan doen is, ek haal my kaart en dan gee ek het vir my soos nou die spurs en dan betaal hy. Want ek het gevoel, Renee, let him have his worth. Verstaan jy? Dat hy die waardigheid van die man bou. Want om elke keer voorbarig te wees en sê, nee, is fijn, ek sal betaal en dit. Hy vat sy menswaardigheid. Verseker. Want ek het daai ook verstaan. Ek dink ek het wys geraak uit vroeë verhouding waar ek baie seer gekry het. Ek dink 2012 toe word ek gediagnoseer met bipolêre nie bipolar moeder, die depression. En ek is opgeneem in die kliniek en daar het ek die Here ervaar soos nog nooit tevore nie. En ek kom daar uit sterker, wyser. En ek verstaan vandag dat die Here met daai gevorm vervul. Want as ek nie moes gevorm het nie, onthou ek was baie onafhanklik, nee. Ja. Kon alles doen, ek kon 'n generator uitmekaar, ek my tak, alles het ek self doen. Klim op die tak. Maar ek moes daardeur gaan sodat God my kon gevorm het vervul en leer hoe om onderdanig te wees vir hom. Anders sou dit nooit gebeur het nie. Ek is ook net so hardkoppig, ek is eie-wys, maar wanneer hulle praat dan moet ek stil bly. Die binne woel het. Ek is wel uit en dan sê hy vir my, "Laat my wel die man in die huis wees." En ja, so ek was gevorm, ek is deur die smeltkroes en dit is waar ek baie wys en ek kan uitkom. Maar ek ook vir die Here gevra so Salomo. Ek soek nie geld en goed nie, maar ek soek wysheid. Ek wil my kinders grootmaak in wysheid. Ek wil vir hulle goeie raad kan gee, ons is baie open. Vra maar vir hulle partytjies raak, hulle skaam vir my. En as ek vir hulle sê, dis hoe julle hele man moet soen, en allerlei goed en wat aan die bout. Ek is verskriklik open met hulle, want dis ook vir die Here gevra, geef my daai wysheid. Want ek weet nie, ek en Philip sal seker bors en bors gestaan. Dit was sy mense iets van onderdanig. En sy praat ook van baie profound dat society druk dat vrouens die leiding wil neem, right? Werk daai ding. Want ek kan verkeerd is. Dan moet nog steeds jou mond op. Werk daai ding. Of ga jy mond oop maak? Want jy moet onderdanig is. Ek is nou nie by. As ek kyk, ek wil nog besluit maak. Ek is die hoof. Ek is die hoof, né? Ek weet ons het nie gehad nie, maar hier wil ek nou 'n blerrie groot TV gaan koop. Nee, ek kan mos nog met jou praat, ek kan mos maar ek bedoel, gaan onderdanig dan vir stop om nie om mond op te maak en my man laat hy sy gaan dit mos nou op 'n baie mooi manier approach. Verstaan? En dit is ook die ander ding. Ons kan nie met emosies wat in 'n ding ingaan. Dit gaan nie werk. Eerstens moet jy gou eers diep asemhaal. En verstaan, en regtig eers al het sy ook net 'n 5 minutes met die Here. Regtig net om eers hy kalmte in jou te bring. En dit is een van die dinge dat ek is baie vinnig. Maar en dis hoekom ek weer sê sy moet iets reg benader. Want anders gaan dit rooi flags is. Yes. Obvious dat wat sy moes nog gaan doen gaan nie reg is. Maar ek moet na jou toe kom
met 'n regte gemoed. Yes. Hulle vat ons advantage van onderdanigheid. Kyk, baie mans Ja. wat En sy judge nie, né? meer. Sy sê dit net Ja, aan sê dit- laat die mense mooi Ons verstaan. gooi hy Ja. Want kyk die man, ja, so hy sit homself soms in 'n posisie van ek is 'n ou man. Ja. Ja. Sy's 'n vrou. Sy sê nie vir my nie. Ja, Yes. sy. As ons kyk by baie gelowe, die vrou het nie 'n stem, sy het nie 'n voice nie. En nou kom hy, as ons kyk na die Muslim culture, ons kyk na die Xhosa culture, my pa se Zulu. Yes. Okay. So my DNA is effens bietjie gemeng. En Ja, dan ja. kom deur. So baie mans vat regte waar advantage. Daai bossie. Jou vrou, my vrou, sy is nie my slaaf nie. Ah. En ek as man is nie 'n slaaf nie. Yes. Dis ook in my taas. En ons is hier om mekaar regte waar oordentlik aan te bring. Ja. En die beste te maak van die slegte. Nice man. So die mans, ja, ek sal sê baie mans vat advantage. Want ek Maar nie bedoel, jy nie. Nee. sy kan nie geld het vir 2 biere, maar jy het nie môre geld vir 'n brood vir jou kind. Sure. Ja. Wat gaan 'n man sê? Ek is moeg man, ek my kop skiet. Ja. Ek werk hard. Yes. Ek is 'n miselaar, ek is 'n bouer. Yes. En hulle glo aan om hulle moegheid af te tap is 2 biere. Yes, yes. Daar is jy brood in die huis. Mm. Om die vrou maar net sap mat. Ai. Yes. So daai is die tegniese aspekte van Ja. Luister hierso, op ek wil dit 'n bietjie terugbring en 'n bietjie rustigheid, 'n bietjie van terugbring. Ek sien dat jy hout hierso en as 'n mens mos hout kap vir vuur, right? En is egpare wat na hierdie video gaan kyk en ek wil vir julle vra, as ons nou hierdie stuk hout vat en om 'n goeie vuur te maak en die hout is nat en jy moet op dun stukkies kap. Wat kan 'n man skaaf en skuur in 'n huwelik dat dit die vuur laat brand? Om so te sê. Wat kan ons doen want huwelik kan soms so gemaklik raak. Ja. En dan is dit soos 'n roetine, Ja. right? En ons vergeet dan die basics principle van die huwelik wat hom weet so hy spaak kan Ja. gee en ons lewe vir mekaar. Luister mooi wat ek sê. Ons lewe vir by mekaar. 100%. En dan as jy weer jou oë uit oopmaak, dan is jy so diep in daai ding en dat jy's vasgevang in pornografie. Yes. Jy's vas, jy wil nie huis wees nie. Jy wil net Jy wil weg. buitekant wees van jou oë val rond. Ja. En sy eet miskien nie van die menu af nie, maar net om my satisfaction te kan kry, Stel net. 100. om net te kan sien Ja. en sy is so bang vir jou vrou te sê, baby, trek 'n bietjie so Ja, doen daai. ja. Maar nou gaan sien jy daar buitekant en dan voel jy dat satisfy dat my lyk nie as ek lekker. nou daar in die dorp in sit en ek drink 'n koffie en ek hou maar die en daai in 'n top, dat satisfy my nie. Ja. Wat is daar wat ons te huwelik kan uitkap en laat die vuur lekker kan brand? Ek dink kommunikasie, né? Sure. En dan ook intimacy. Daai is twee goed wat jy nie moet afskeep nie, maar so. Wanneer jy lekker intimacy het, gaan dit wys Sure. en kommunikasie gaan ook wys. Soos ek en Philip is mense, ons kan oor enigiets praat. Nice. Ek kan nou oor die Here praat, dan kan ons oor rugby praat. Ons kan sokker, ons kan politiek. Ons kyk nuus, ons praat oor Putin en die. Ja. Maar ek dink die grootste ding is jou intimacy. Want dit is wat gaan maak as jy verlang na iemand anders gaan vir jou sê. Want jy net daar mooi. En as daar nog 'n ding Oei. wat met baie pala wat moet afgekap word. Ja? Jou man wat vir 'n ander vrou sê, "Net jy lyk daar baie mooi vandag." Maar dan het jy dit 4 weke terug nog eers gehoor. So daai's iets wat nogal kragparigheid in my het. Yes. En ek sê dit vir hom. Ek het al vir hom gesê baie keer as ek, "Hoe kan jy vir 'n vrou sê sy lyk mooi en dit?" Maar jy het eers nooit eens vir my gesê nie. En ek dink dis goed wat moet uitgekap word. 'n Mens moet dink voor jy iets doen. Yes. Be mindful en dink aan jou vrou of jou man. Luister, die ding wat ek nou gaan doen, dat ek maar die ding reg doen. Ja. Ek sê nie dis 'n moet nie, maar dis goed wat kan help, nê, om die huwelik te hou en aan die kou en dat die vlammetjie brand. Want sodra iemand anders daar buite vir my gaan sê, "Ons jy lyk mooi in die rok, jong. Ja? Pragtig jou hare.
dat jou vel aan nou weer zo. Later aan dan gaan het gaan nou tendens beginnen dat je gaan van like en dan maak je die deurtjie oop en nou kom je ding in. So ek dink daar wat gaan verskaf van word is daai ding. Begin maar by die huis met die regte goedjies voor jy dit buitekant toe vat. Nice. Ja, kyk ek dink baie van ons mense wil tydig wees man. Hoe kan jy nou so diep uit? Ja, maar sy waar is. So ek sal vir my vrou, ek sal vir haar stryd sê man. Trek so aan. My vrou was veroordeel in die publiek hoe sy aantrek en dis hoe ek haar kom kry het. So met ander woorde, as sy voel vandag om iets lekker kort aan te trek, is nou nie daai klein besigheid wat uitsteek nie. maar sy trek aan vir my. En dis hoe ek dit likes. Yes. As ek hier uitgaan, ons is mans. Die mans kyk die menu. Ja. Ons moet nie so heilig wees. So dan kom ons huis toe en ons eet by die huis. En ek sê vir my vrou hoe ek daarvan hou wat seks betref. So met ander woorde, hier begin die ding by my en ek en my vrou. Nice. En as ek 'n stuk hout kry en ek skaaf hom so 'n bietjie en ek kry nie 'n vorm uit hom uit nie, hy's eintlik mos maar nou doelloos, dan kan ek hom uitbrand of weggooi. So 'n huwelik wat nie werk of wat nie aan dinge kan gedoen word nie, die huwelik is dood. Yes. So wat is die purpose om die huwelik aan die lewe te hou? Ja. My vrou weet ek is iemand wat hou van praat. Maar ek wil nog op boottrips gaan. Nice. Okay. En ek het vir gesê as jy nie saam met my wil gaan nie, dan moet iemand kry om saam met my te gaan. En ek wil nog vlieg. Okay. As jy nie saam met my wil vlieg, dan moet iemand kry om saam met my te vlieg. Ja, dit het ek gesê. So dit is wat die ding aan die lewe hou. En boonop dit gaan ek sê dat as jy kom, sê vir jou vrou man, ek hou van die styl in die bed man. Nie so eenlig is dat God dit dis mos echt genuwelik. Nice. Heilig. Echt breek en dit gaan doen met iemand anders waar julle twee dit kon uitgedoen. Ja. Maar ons mans praat nie goed met ons vrouens. Want ons is te heilig. Yes. Ons wil net bid en ons wil net die Here dien en al die klomp dinge in die kerksusters en die kerkmans en lelike dinge gebeur daar buite. Ons kan die ding mos self ervaar. Ons eie man en vroue. Yes. Van koop vir jou boeie wil gaan koop. Van koop en ervaar dit in jou slaapkamer. Want dit is echt. Dit is heilig. Yes. Dan los jy die menu buite. En jy kom huis toe. Daar sê lekker. Mama vat hom huis toe. Ek weet nie, wat sê jy van as ons nou met iets uitkap uit 'n huwelik uit? Ons huwelik, wat? Een mens moet mekaar verstaan op die moment wanneer dit nou nie gaan gebeur. Ja. Dit is ook belangrik want obvious dit moet mos nou nie iets is wat gaan herhaaldelik weer gesê gaan word nie. Maar ek bedoel daar is kere en dit is ook baie belangrik om mekaar te verstaan wanneer daar nie gesê word van whatever partye. So ja, ek wil net wel bygesê dat die verstaan nou moet wees as iemand nie sê, maar soos ek sê, dit moet nie iets is wat herhaaldelik nie gesê is. Yes, en ek stem op van dat wat moet uitgekap word is daai vrees. Vrees vir mekaar moet uitgekap word van of ek is bang om saam ons as mans, soos sy nog gesê het er 'n uitvoering gepraat van sy stalk het op die vrouens stalk het, hulle is baie gemaklik om iets te praat. Ons sal baie terughou en ons sal liewes op 'n way uitfigure hoe ons met dit deel. En dan los is van vrouens is baie emotional. Hulle wys hulle emotions en ons is van ons, ek gaan nie sê almal nie. Van ons sien dit dan soos ons nog ons vrou belas oor dat dit nog gebeur of dit nog gebeur en dan ons het maar liewes van onsself en ons weet hoe hulle met dit gaan deel. Hulle express baie gou vir hulle. So ek dink daai moet terugkom in ons huwelik en waar ons as mans, ons moet nie bang is vir ons vrouens nie. En ons moet dit, soos jy ook sê, Philip het dit gemention dat ons moet dit sê, soos in die slaapkamer het jy 'n voorbeeld gemaak. Dit sê vir jou vrou en sy kan moet dan op die einde van die dag omdat sy talk het of kan sy van sê maar ek voel ongemaklik of ek voel dit of daai en dan kan ons 'n way uitfigure hoe om dit te laat werk en
jy het ook iets gemensen van Renay van druk jou vrou en hou mekaar, bring na intimacy. Yes. Intimacy is nie net 'n kamer ding. Intimacy is waar ek hier in die kombuis so drukkie gee en so in die boude slaan. En ek hou af van. En 'n soen gee. En as dit so gebeur dat ons nog nie hoef wag vir die slaapkamer, ons eet maar nou daar en dan eet ons maar nou daar die kos. So dit is maar hoe ons op die einde van die dag 'n huwelik ook van maak, huwelik moet van is en ons voor ons begin het ons vir self gesê dat ons moet hy wig van skouers afhaal om huwelik so 'n complicated ding te maak en ek dink soos tyd, ek sê altyd tyd sal ons leer, maar as tyd aangaan leer ons mekaar. En ons leer van mekaar en so laat ons dinge laat werk vir 'n huwelik. Julle ons nog gepraat van hoe ons die hout uit die huwelik uithaal af of trim en sy en vorm vir ons huwelik en die soos ek voorheen gesê het, huwelik is 'n baie mooi ding. En het van die egbreek en van wil divorce, né? As divorce 'n ding wat by jou skoppe opkom soms want die lewe wat daar buite kan maak dit vir ons so gemakliker om dit te divorce. Kom ons wees honest. Ek smaak nie meer vir die nonsens nie. Right? Ek het hom moeg gehad, my vrou luister nie vir my nie. Sy laat my nie waardig voel nie. Sy sien my nie raak nie. Ek gaan maar liewes buitekant en ek gaan dit gemakliker, iets gemakliker op buitekant. Kom daai tot so dan dat ons dit vir onsself sê, nee man, ons gaan maar liewes buitekant kyk. En liewers die ding, ek weet jy het gemensen van God sal niks maak toelaat dat dit julle hier skei nie. Maar ons self sit ook soms met daai trots. Waar ons probeer verby God kyk en dan gee ons die vyand 'n kans om in ons huwelik in te kom met hy trots aan ons. Ons begin weer so daar. Kom hy trots op by ons waar ons wil voel dat voel man, ek wil maar die huwelik. Ek dink maar drie maand sê ek nie meer lus vir dit nie. Ja, ek dink ons as vroue, spesifiek ek is 'n verskriklike sensitiewe mens. Okay. So alles wat iemand sê sal ek altyd ter harte neem. Wat 'n baie negatiewe ding is. So ek dink ek het al so kwaad geraak al vir Philip. Dat hy thought opgekom het nie van wil skei nie, maar die thought het gekom, hoekom het ek met hom getrou? You see, maar ek het nog nooit op die punt gekom dat ek vir hom sê, ja maar ek wil skei. Die thought is daar, hoekom het ek met jou getrou? As jy so is en so en so ek het al die thoughts gehad van hoekom het ek met jou getrou? Dit is menselijk. Jy gaan deur goed en omdat veral ek wat so sensitief is. En dan sê Philip, jy is te sensitief oor die ding. En nou maak die ding my nog seerder. Want nou raak jy nou aan 'n punt wat jy nog nie moet geraak het. Okay, hoor jou. So mense kry die en is verkeerd om die thoughts maar is menselijk. So en baie keer plant die Satan 'n saadjie. En jy vat ons maar net 'n bietjie verder. Philip, ek gaan die vraag 'n bietjie draai. Dan sê ek nou ons dit mooi so kom maak dat wat is van daai goed wat ons dryf tot daai besluit? Want daar gaan mense is en ek sien dit altyd so dat dis jong koppels wat na hierdie video gaan kyk en hulle probeer hulle huwelik. Hulle kyk 'n rigting vir hulle huwelik. Maar hulle ken nie al die stopstrate en die systrate en die speedbumps wat daar opkom nie. Ons sit hier so, julle is jaar getroud, ons is nog 13, ons gaan vir 13 jaar, né? En wat is daar van daai goed wat ons voel dat soos sy nou sê, dan begin ons aan die tou. Hierdie is dit nou regtig die vrou wat ek mee getroud of? Kyk, ek is 'n perfeksionis. Okay. Wow. Ek dink dan vra ek, Here, maar hoekom is ek so man? En as ek by daai idee inkom en daai portret dan skeef. Hy moet reg gedraai word. Yes. As ek hierdie loop, alles moet op sy plek wees. En dit is soms moeilik om anders te wil wees as wat jy klaar is. En dit irriteer mense omdat jy so is. So as jy nou kom bys toe stap, dan wil ek weet maar hoekom is jy so baie skot op God? Dis 'n vrou en dis kinders en dis. Ja. So alles moet skoon wees en reg wees en dit veroorsaak die sensitiwiteit teenoor my vrou. Want ek wil te perfek wees. En ek wil te dinge my manier gedoen wil hê. En ek moet aanvaar dat soms maak dit seer
en sy sê altyd reg. Sy kan nie dinge gedoen wil hê soos wat sy dit gedoen wil hê. Nou, ek sal altyd kyk na my ma. My ma het nooit iets oorgelaat na die next dag toe nie. Okay. As sy vandag iets gedoen wil hê, dan doen sy dit. Sy wag nie vir my pa nie. My ma was man en vrou en sy het vasgevat. Ja. En dan sit ek eers gou 'n bietjie agtertoe, dan sê ek ja, jou ma was so. Jou ma was so. So relax so 'n bietjie. Kalmeer so 'n bietjie. Jou vrou is wie sy is. En so as jy veel is, ek wil dit skoon hê. Die mat, soos ek sê dat alles moet op sy plek wees. En dit kan iemand anders irriteer. Yes. En dit is die besluit wat sy soms gedink het, maar wat ek van my verstaan. Maar ek besef ook dat dit kan iets negatief wees, maar ook iets positief om vir haar te dryf na sekere goed toe. Want die tyd toe hulle vir haar geroep het, en hulle vat ons stou en hulle vat iets so 27.000 rand se waarde so goed af in haar week. En hulle vat haar uit, hulle vat alles. Toe sê ek vir dat ek gaan nou nie meer vir jou werk toe ry nie. En ek gaan vir jou push. Dat jy gaan vir jou learn so 'n license, ons gaan vir jou kerk koop. Sê, as ek swanger, dan moet ek loop in die reën. Ek is van daai tipe ouens wat vir jou gaan haal by die werk. Ja. Ek gaan nie vir jou babysit nie. Ek gaan vir jou vrou maak. So ek het groot geword dat ek bring die beste uit jou uit. Nice. So ek is in kompetisie met myself elke dag. Want ek wil die beste hê uit my uit en by myself. En dis die mens wie ek is en soms sukkel om iets anders te wil wees. Want ek kan nie anders wees nie. Ek wil baie graag iemand anders wees. Maar dis die vrou, dis die man wie sy gevat het. Yes. Is maar dit soos dit is. Yes. David, wat dink jy van wat 'n mens kan dryf na daai besluite toe om te sê dat jy het by die kansel nou gesê dat kan dan en sickness and health en whatever daarmee gepaard gaan, maar nou kom my thoughts by jou, die rede dat jy voor opgesign. Nee, jong. Omdat ek 'n introvert is, dink ek het gesê I do. En ek dink dit moet ons elke keer terugvat wat ons beloof het. Yes. Eerstens eers vir God. Die ander mense was maar net daar vir witness. Maar die eerste ding is ons het dit vir God gesê. En daar is klomp maniere hoe om met Here te werk. En ja, laat ons eerlik wees, daar sê nou die persoon wil nou reg sê nie. Ek wil eintlik sê dit is vir ons 'n pluspunt omdat ons God ken. Ja. Ek dink as ons die God geken het, het dit baie moeilik ons seker lankal ons sak gevind. So ja, daar is goede, maar weer eens en ek gaan naby hou, ons moet op ons knieë heeltyd gaan wanneer dit wankel. En daai sê 'n opsie nie. Skei is van my nie. Skei is wanneer die Here my ek moet nie dit sê nie, jammer, wanneer ek my laaste oë, eintlik wanneer ek my oë toemaak op hierdie aarde. Dit is wanneer ek van myself sal skei. Yes. Ek voel dieselfde. Dit is so ek voel. Ongeag wat ons sê, ons moet nie vergeet wat ons vir mekaar beloof het. Die eerste is vir God en dan aan jou partner. Yes. So wanneer ek my oë toemaak op my laaste asem uitblaas, dit is wanneer ek van myself sal skei. Ja, dit skei is onderstel is om deel te as moenie so 'n conversation is van die huwelik. Maar soos jy het dit elke maand gesê Renai, ons is mens. En ons is nie robots wat is 'n knoppie gedruk by jou en dan wys jy net daai emotions, verstaan jy nou? So daar kom verskillende emotions deur en soms kom dit so dat waar jy vir jouself vra, soos jy sê, Philip is 'n perfectionist. Elke man is so. Hy verwag seker goed moet in die huis en gedoen word. Want ons was so groot gemaak. Verstaan? En dan soms raak ons impatient want maybe ons het al 'n conversation met 'n vrou gehad. Ja. Sy moenie dit doen. Yes, right? Of course. En 2-3 maande daarna gebeur dit weer, dit is weer 'n conversation. En dit is wat vir ons as man soms, ek gaan praat vir myself miskien nou, voel dat wat gaan nou met die vrou en hoekom wil sy nie vir my luister nie? Wat wil ek maak dat sy vir my moet luister? Ja. Moet ek iets doen?
moenie dan sê moet ons maar skei. Ja. Miskien gaan sy dan wakker skrik. Mm. Wat nie 'n opsie is nie. En ons advocate nie daar buite kan om te sê dat ons moet daai thoughts hê van skei nie. Ja. Nee, ons werk daardeur. Dis wat ons heeltyd oor gepraat het. En ek wil die laaste kwessie vir julle vra dat wat sal ons gee die ding hierdie huwelik van ons gee ons vir niks op. Ja. Right? Ons gee vir niks op. Watter waarde ploeg ons by ons huwelik? Ons so te sê. Watter values het ons? Kyk ons, hulle sê ons huwelik is nie perde koop nie. Right? Dis 'n duur storie. Daai is nou die seremonie. Yes. Maar soos die jaar nou aangaan, daai wat jy al opgebou het. Watter waarde kan 'n mens daarop byvoeg by jou huwelik? Ja, as ek moet sê dat die werklikheid agter elke sterk man is 'n sterke vrou. Yes. Nou 'n vrou kan jou maak of sy kan jou breek. En as jy nie 'n vrou gevind het wat glo soos jy glo. Kyk, ek is iemand wat regtig waar geloof het, man. En ek lewe daarvoor. Nice. En toe ons moet aanbou van hierdie gedeelte was die kombuis en die voorkamer aan een. Okay. En my vrou vra toe waar gaan ons se geld kry vir die plan? Yes. Want die plan was omtrent altesaam iets so R7,000. Okay. En ek sê vir haar dat ek glo en dat sy nie glo nie. Al wat ek van jou verwag is om my te ondersteun in my geloof wat ek het. Nice. En 3-4 daarna, dus se geld daar. Sure. So die twee loop saam op die einde van die dag. Ja. Sy as man en vrou. Sure my vriend. Ek dink geen huwelik kan vorentoe beweeg as jy vertroue nie daar is. As jy geloof, as ek nou 'n feit hier buite moet kry. Ja. En ek is nie die oorsaak van die feit nie. Ja. En my vrou help nie vir my in die feit nie. Yes. Ek kan mos nie met daai oorlog toe gaan nie. Ek hoor jou. Yes. Sy gaan my los, man. Yes. En daar kom 'n ander vrou van daai man of wat ook al die situasie is. Ja. En die vrou staan vir my af aan die publiek. Is dit my vrou dit? Yes, ek hoor jou. My vrou. Ja. So die respek, die ondersteuning en die geloof wat julle saam opbou. Yes. Dis vir my die ultimate. Sure. Maar so van my kant af, wil ek net sê vir julle twee, want as die Bybel sê, dat as jy 'n vrou gevind het, jy het goed gevind. Ja. Nêrens mense in die Bybel dat ons as vrou as ons 'n man gevind het, het ons iets goed gevind het. So daar is jou antwoord van waarde. As jy 'n vrou gevind het. Maar ons as vrou moet ook dan verstaan dat ons moet in 'n vrou autoriteit instap. Yes. En vir ons gedra soos die vrou. Yes. Daai is die waarde. David, wat sê jy? Ek sê dit dan. Okay. En ek wil haar op klem lê, David, jy het telke male gemention dat we need to put God at the center. Altyd eers. Daai is een van die values wat nou meer wat 'n geloof hier is. Daar's 'n God in elke geloof. Kom ons sê ons. En sit vir God eerste in die huwelik. Make him the center piece van die huwelik en dan want hy die center pieces en hy is onwankelbaar en hy kan nie rond beweeg word. As daai fondasie dan stable. En die belangrikste ding wat jy gemaak het en nou meer hoe ons glo en wat ons doen. En nou meer wat 'n gebed jy sê. Ons sê net dankie Vader. Prayer is een van die grootste dinge wat 'n huwelik ook staan nou is soos jy gesê het, is gebed en ek gaan nie daaroor uitbrei nie, maar ek wil klem lê daarop dat mense wat na hierdie video kyk, dat gebed het verander sake. Obviously. Daar's 'n gedeelte in die Bybel waar dit sê die gebed van die regverdige, maar ons almal is righteousness, soos Jesus sê. So ons bid, gebed dra gewig, dit dra krag. En dit kan situasies verander. Ek kan nie vir jou 'n antwoord gee as dinge nie uitgeloop het soos jy wil hê. Jy het gebid vir gesondheid en nou het dit erger geraak. Dan gaan die persoon mos nou vir my vra, maar sê, het hy gesê ek moet bid? Ek kan nie daai antwoord vir jou gee nie. Ons sit hier vandag met al die antwoorde nie. Want ek bedoel, jy het gebid en het vir die Vader gevra
oor die kind wat jy verloor het, Yes. oor die finansiële situasie wat jy 100%. gewys het. En dit het ons het nie dadelik miskien daai deurbraak gekry nie. Yes. Maar somewhere along the line later het dit gebeur. Of op 'n ander way het dit gebeur. So daar is 'n way dat gebed altyd 'n impak het in ons huwelik en ons encourage eintlik mense. Ons challenge hulle om maak gebed jou centerpiece en nog meer aan watter God jy glo. Ja. Of wat religion is, maak God deel van jou glo. Julle op daardie noot wil ek, dit was baie nice man. Volle dese eyster, ek moet dit vir jou sê. Renay, the way jy vir ons support is op another level wat vrouens wat dag kom touwys maak met jou independency. En met in jou stil bly. Soms is daar krag. Ja. En krag hoef nie net altyd verbal te wees waar jy vir jouself wil ekspressie. Maar krag kan wees hoe jou man support. Ja. En ek sien hoe Philip toe hy praat hoe trots hy is op jou dat sy oë helder eintlik toe hy breek eintlik oor jou. en daai is baie nice vir 'n man om te ek bedoel as ons mans praat dan praat so klop ander goed. Maar wanneer ons van ons vrou praat ons breek van haar. Ja. Wanneer ons as by mans ek gaan dit openly maak. Dan is dit ja, my vrou is dit en kyk ek lees hierdie foon na oor dit is pas. Maar ek kan met vrymoedigheid sê dat toe hy Philip se oë gehelder het sal hy by mans daai conversation ek is trots op my vrou. Verstaan en ek kan dan aansluit dat ons moeilik so nou en dan breek oor ons vrouens Philip jy het dit gemense dat hulle maak of breek ons. En vandag voel ons sit ons hierso dat ons is gemaak. Ja. Ons is gebreek, ons is gemaak deur ons vrouens wat hier langs aan ons sit. En julle dankie ook vir julle spasie wat julle vir ons oopgemaak het. Mag julle huwelik wowness ervaar. Ek het met hierdie woord nou al die afgelope, ek dink van my maand af. Ek met my vrou oor gepraat dat wowness is wat die tema is vir my maand. Okay. En ek spreek wowness oor julle huwelik man en ek spreek geluk oor julle huwelik. Ek spreek wowness is iets wat jou wind uit jou seil uitslaan maar wat goed is. Mag julle winde uit julle seil uit geslaan word dat julle so vorentoe gepush word deur die krag wat van agter af vorentoe kom. En mag julle huwelik op 'n ander vlak ervaar word soos nooit van tevore. Go in peace en celebrate our victories. Yes. Van julle. Philip sterkte met die besigheid. Renay, is nie maklik altyd vir 'n vrou om 'n man te support. Veral wanneer dit kom in sy eie besigheid hê want hy se trots. En soms kan dit so lyk maar die man gee hom te veel aandag vir sy besigheid. Dit is waar. Waar kom die balance in dat ons huwelik kan nou 'n bietjie aandag moet kry? Wanneer gaan ons vir 'n weekend away? Wanneer sê my man is lief vir my? Wanneer dit, wanneer daai, daar sê oor vroeg weghaal, daar sê laat besig, ons sien nie mekaar nie. So, maar julle laat dit werk. Dit is die belangrikste. So sterkte vir julle, mag julle kinders ook die sukses vrugte ervaar van julle af en ja, mag die Vader vir julle tot op julle klein toontjie. Julle bless man. Een van die dae sê ek Julle okay. Ek en hy's ouma en oupa. My middelseun. Julle is baie nice mense en moet nooit Philip jy het gesê van jy society mens. Yes. Ja. Maar wie wat het jy gemaak, né? Jy het gesê ons moet nie dinge so heilig en religious maak nie, maar weet jy wat het jy gemaak terwyl jy sit? Jy het religious, het jy van gemaak. Wat baie hoe kan ek dit sê? Hoe kan ek so iets sê dat religious van is? Ja. Maar die way jy spreek is daar iets dat ons gaan 'n way figure om die ding te laat weer en dit is soms vir ons as mans voel ons ons voel nie daai bietjie vir ons man. Daai is voice van authority. En ek honor vir jou vir daai broer en dankie dat jy vir jou express het man. En dit is nie altyd maklik om dit te doen. So dankie weer eens julle. En ja, may God bless you guys man in hierdie season wat julle ingaan. So dis Wisdom of Solomon. Sien julle nou wat doen ek nou? The couples retreat met Devan Masi. Botas. Die botas. Dankie julle. Samasi. Die Samasi, ja, die botas. Ja, gaan in vrede en yes, my God, mag julle hande net vou en er is gepraat van goud kan nie gebreek word nie. Kan gesmeld word, maar kom weer iets mooi uit. Julle is dubbel drievoudig. As julle gevou en dis 'n powerful band wat julle het aan hierdie huwelik en
En dis vir ander elke huwelik ook buite nie net vir die botas nie, Ja, maar mekaar maar die ekspressies. Sama's ook, ja. Vir wie ever, so ja, julle baie dankie. Signing out met die botas. So ja, laat het goed gaan julle. Dankie man. Het julle het geniet? Wat heb jy praat man? Hoi bro, nee.